Welkom by hierdie week se ANT Politieke Oorsig saam met Roland Henwood van die Universiteit van Pretoria. Roland, baie welkom. Daar is baie om oor te gesels natuurlik. Goeiemiddag Johnny, ja, baie dankie. Hierdie week was 'n opwindende week. Daar's 'n hele klomp goed wat gebeur het. As ons maar net kyk wat in die wêreld aangaan, maar ook in Suid-Afrika is daar interessante goed besig om te gebeur. So 'n paar lekker saakies om oor te praat. Roland, as ons dan sommer kan begin by die Midde-Ooste met die skietstilstand. Ek wil sommer hê jy moet sommer 'n bietjie vir ons sê hoe volhoubaar is hierdie skietstilstand met al die voorwaardes en alles wat gestel is. Iran wat genoem het, daar's klaar van die voorwaardes oortree. En dan wil ek sommer hê jy moet 'n bietjie vir my aanraak van het Trump nou meer druk van hom binne in Amerika met die verkiesing wat hulle ook dan nader aan die einde van die jaar. Goed, die skietstaking is groot nuus. Dis iets wat vinniger gekom het, dink ek, as wat baie mense nagekyk het en verwag het, maar daar was die hele tyd onderhandelinge, so dis nie heeltemal onverwags nie. Ek dink as ons gaan kyk na die proses, dan is dit belangrik, Pakistan wat dit fasiliteer, wat die bemiddelingsrol gespeel het tussen Iran en die VSA, maar Turkye en Egipte wat ook 'n rol gespeel het, en dan die ander golfstate wat ook uit die aard van die saak betrokke is. Hulle het baie op die spel in terme van nie net die oorlog nie, maar die beëindiging van die oorlog. Die voorstelle op die tafel is 2. Daar's 'n 15-punt voorstel wat die VSA op die tafel gesit het. Dit is deur Iran verwerp. Iran het met 'n 10-punt plan gekom, aanvanklik verwerp, en toe lyk dit vir my met 'n opgedateerde voorstel wat president Trump gesê het, maar dit letterlik tik al die boksies wat hy wil hê omtrent. So ja, hulle kan op dit begin, dis 'n basis vir onderhandeling. Maar daar's probleme. Nou wil ek dadelik sê, die oomblik as mense skietstaking in 'n oorlog inbring, dan is dit altyd 'n moeilike ding. Wanneer begin dit? Op watter plek begin dit? Wie word daardeur gebind? Dit is altyd die vraag wat gevra word. En daar's altyd aan die begin oortredings en oor en weer beskuldigings van die en daai party kom nie die ooreenkoms na nie. Selfde in hierdie geval, Iran wat eerste volgens die VSA aangehou missiele skiet het nadat die skietstaking in werking getree het. Die groot beskuldiging eintlik is nie dit nie, maar die feit dat Israel voortgegaan het met van sy grootste aanvalle tot nog toe in Libanon, en Iran sê maar Israel en Libanon is deel van die skietstaking. Israel sê hulle is nie deel van die skietstaking, hulle ondersteun die skietstaking tussen die VSA en Iran. Hulle sal nie aanvalle in Iran loods nie, maar hulle is uitgesluit van hierdie skietstaking en hulle gaan voort met hulle oorlog in Libanon. President Trump het aanvanklik ook uitgekom en gesê maar Israel is uitgesluit van die ooreenkoms. Nou, een van die vrae wat 'n mens het is, wie werk op watter ooreenkoms, op watter plan? En die vraag is nie beantwoord nie, en ek dink dit is hier waar Pakistan sal moet leiding neem en sal moet standpunt inneem. Iets wat genoem is, wat ek versigtig voor is, want dit sou baie dom onderhandeling wees, is om 2 verskillende voorstelle aan 2 verskillende partye voor te hou, en elkeen koop in op sy eie voorstel, maar dis nie dieselfde een as wat die ander een het nie. Jy kan dalk op die kort termyn dit as 'n basis gebruik om 'n basisooreenkoms te kry, maar dan moet jy baie vinnig beweeg om die misverstande uit die weg te ruim. So dis nie baie duidelik of die 2 groot rolspelers, Iran en die VSA, letterlik op dieselfde ooreenkoms werk nie. Dit sal 'n mens moet sien. Die verskille wat aangewys word is nogal aansienlik. Saam met daai verskille natuurlik die ander probleem, en dis die probleem vir die VSA, is dat president Trump se aankondiging en die verwagting wat hy geskep het, is dat die straat van Hormuz is onmiddellik oopgestel en skeepsverkeer kan onbelemmerd en vry deur die straat van Hormuz beweeg. Nou, dis onrealisties om te dink alles gaan onmiddellik terugkeer na normaal, maar dit is nie onrealisties om te verwag dat daar vinniger beweging gaan begin kom nie. Die probleem is, hier is ook 2 interpretasies. Iran sê, hulle stel dit oop, maar onder hulle beheer en onder hulle voorwaardes. So, dis nie 'n totale vrye beweging van skeepsverkeer nie. Nou wil ek ook noem dat dit lyk asof daar binne Iran ook bepaalde spanning en verskillende rolspelers en interpretasies is. Nou, al hierdie uitdagings en probleme kan 'n mens voorsien,
maar dit laat tog die vraag ontstaan, hoe volhoubaar is hierdie skietstaking? Wat is die kans dat dit vir 2 weke gaan geld, totdat onderhandelinge, substantiewe onderhandelinge dan aan die gang kom, en daar hopelik 'n finale ooreenkoms bereik word. Nou dit sal die tyd ons leer. Die verskillende aansprake wat gemaak word, laat 'n mens bietjie jou asem ophou en wonder, hoe lank gaan die ding hou voor iemand sê, ons is nie meer gebind nie. Maar mens hoop vir die beste. Wat vir my moed gee, is die verklaring wat visiepresident J.D. Vance gemaak het, toe hy uit Europa terug vertrek het, FSA toe, en hy lei die FSA se afvaardiging vir die onderhandelinge Vrydag en oor die naweek. En sy standpunt was, hierdie tipe probleme en misverstande is normaal, kom ons hanteer dit versigtig, kom ons kyk hoe ver ons kom en ons probeer regtig om 'n ooreenkoms te beding wat in almal se belang is. So dis 'n baie volwasse benadering, dis nie die veglustige benadering wat ons sien van president Trump wat sê sy magte bly in plek en hulle is gereed en hulle kan enige tyd aangaan met die oorlog nie. En dan sê hy, ek wil dit nie graag doen nie, maar ek sal dit enige tyd doen. So dis die tipiese Trump manier van praat wat 'n boodskap oordra. Visiepresident Vance het vir my 'n baie meer beredeneerde benadering gehad en bietjie meer sobere benadering. Kom ons gee kans, ons pak die proses en ons kyk hoe ver ons kom. Die basis daarvan natuurlik dat Pakistan speel 'n eerlike bemiddelingsrol en die ander ondersteunende groeperinge is betrokke en gee advies en maak dat hierdie proses gaan werk. So dis nogal belangrike punte. Ek wil net 'n opmerking maak. Jy het gevra oor wat beteken dit vir president Trump. Op die kort termyn het hy probleme, die brandstofpryse wat baie vinnig opgeskiet het, die indruk wat in baie opsigte geskep word dat hy nie 'n plan het vir hierdie oorlog nie, dat die oorlog nou gevoer is en eintlik kan hy nie wys wat hy bereik het nie. Dis die een interpretasie in die anti-Trump kamp. In die breë in die FSA is mense gekant gewees teen die oorlog. Ek aanvaar dat daar 'n groter mate van ondersteuning sal wees vir die proses om die oorlog te beëindig. Die uitdagings vir president Trump lê in die effek van kostes, brandstofkostes wat baie hoër geskiet het, maar ook insetkoste byvoorbeeld vir boere, wat moeilik, stowwe wat moeilik bekombaar raak en wat baie duur geword het. So jy kyk na langtermyn invloed, die invloed op ekonomiese groei en al hierdie faktore wat 'n rol speel. As dit nie baie vinnig realiseer dat daar vrede kom en dat 'n normale patroon van ekonomiese interaksie en kostes gevestig word nie, en dis 'n groot vraagteken hoe vinnig dit kan gebeur, gaan dit vir president Trump dit moeilik maak in die middeltermyn verkiesing. Indien hy kan wys dat hy kritiese doelwitte bereik het in die oorlog, dat daar 'n goeie ooreenkoms beding word en dat die kostespiraal baie vinnig afwaarts begin draai terug na normaal, kan hy nogal goed uit hierdie ding uittreë. Maar weer eens groot vraagtekens oor hoe maklik en hoe vinnig dit bereik gaan word. Die ander dimensie wat ek na wil kyk is die kwessie van wat binne Iran gebeur. En dit lyk vir my of daar 2 groeperinge binne Iran is wat rondom hierdie vredesproses uitsprake maak. Die onderhandelingsgroepering is die president Pezeshkian. Nou hy het in die oorlog al gesê die aanvalle op die golfstate is 'n fout, dit gaan nie weer gebeur nie, dit het weer gebeur. Hy is die persoon wat die onderhandelinge lei, wat die skietstaking beding en wat praat van kom ons gee die proses kans, ons onderhandel, ons beëindig die oorlog in almal se belang. Maar dan in dieselfde tyd kry ons uitsprake van veral persone, die speaker wat baie nou bande het met die revolusionêre wag, baie meer radikaal, baie meer hard in sy uitsprake, en die uitsprake wat hy maak is tipe van ons beheer die straat van Hormuz, ons besluit wanneer wat gebeur, ons sal heffings plaas, sogenaamde tolheffings plaas, en julle gaan ons nie keer om dit te doen nie, dit is ons manier van doen en julle is hier aan ons ondergeskik. So baie minder toeskietlike, baie harder boodskap. Nou wat nie vir my duidelik is nie, is hierdie 2 groeperinge, opponeer hulle mekaar, of is dit 'n kwessie van ons stuur 2 boodskappe, een is vir die binnelandse gebruik en die ander een is vir buitelandse gebruik. Want dit is strategieë wat leiers gebruik wanneer hulle moeilike kwessies moet hanteer.
Weereens gaan ons moet wag en kyk, is hierdie konflik binne Iran fundamentele verskille of is dit 'n manier van boodskappe stuur vir bepaalde sektore wat dit moet hoor en op daai manier bly jy in beheer van die proses binnelands en buitelands. Jy word nie verder blootgestel nie. Ons moet onthou die Iranse regering is onder geweldige druk geplaas. Die meeste van sy leiers is dood. 'n Tweede groepering van leiers is dood. So daar's baie min van die senior leierskorps wat oorgebly het. En die vraag is wie bly oor, hoe onderhandel hulle en tot watter mate is daar koördinering en eensstemmigheid binne Iran. Een van die goed wat ons sien het wat 'n probleem is dat die leiers is verspreid, hulle moet wegkruip om te oorleef en hulle kan nie met mekaar kommunikeer nie. So hulle kan nie op dieselfde plek by mekaar kom nie want dan is hulle 'n groot risiko, maar hulle kan ook nie telefonies met mekaar kommunikeer nie want daai kommunikasie word opgetel en dan word hulle geteken. So dit skep die teelaarde vir misverstande, vir wanopvattings, vir verskillende boodskappe wat uitkom en 'n mens gaan moet sien of dit nou gaan verander of daar 'n meer gekoördineerde boodskap kom en dan gaan 'n mens kan begin sien het jy te doen met fundamentele verskille, met interne verdeeldheid. En dit kan natuurlik die proses bemoeilik, maar dit kan natuurlik ook geleentheid skep vir onderhandelaars om 'n verdere wig te dryf tussen die verskillende groeperinge binne Iran. Ons gaan moet sien hoe dit uitspeel. So dit is die kritiese wat 'n mens na kyk in terme van waar ons nou staan met die skietstaking in die Midde-Ooste. Ja, dit bly maar 'n volatiele situasie en ek hoop ook regtig dit kan vinnig uitspeel of tot 'n einde kom want ek is nogal bekommerd oor die effek wat dit op insetkostes en hoe algemeen ons verbruikers het en vraag na landbouprodukte spesifiek as ons nou na die landbougemeenskap spesifiek praat. Roland, as ons 'n bietjie plaaslik kyk, daar's redelik nuus wat dan nou uitgekom het. Ons sien die geloofsbriewe van Boesel is oorhandig aan Ramaphosa, maar as jy 'n bietjie vir ons die nuutste nuus van die plaaslike mark ook kan ek uitstip eintlik dan ja. Kom ons begin by buiteland wat binneland toe kom en dit is dat 'n groep van 20 ambassadeurs het gister hulle geloofsbriewe aan president Ramaphosa oorhandig. Nou dit is nuuswaardig, maar wat dit hierdie keer meer nuuswaardig maak is dat ambassadeur Boesel, die VSA se aangewese ambassadeur in Suid-Afrika, het sy geloofsbriewe oorhandig en hy is nou amptelik die VSA se gesant in Suid-Afrika. Hoekom dit belangrik is twee redes. Daar was nogal teenkanting uit sekere kringe en 'n aandrang dat sy geloofsbriewe dat hy nie aanvaar moet word en dat hy nie toegelaat moet word nie. Die regering het vasgeskop en gesê ons gaan nie daai manier van doen nie. Hy kom Suid-Afrika toe. Maar die tweede rede wat dit belangrik maak is hy was nog nie eers aangestel of hy was nog nie eers aanvaar as ambassadeur nie. Toe was hy in die warm water oor uitsprake wat hy gemaak het in Suid-Afrika. Nou die hantering daarvan dink ek is volwasse in Suid-Afrika. Die regering het hom tereggewys en hy het aanvaar hy het 'n fout gemaak, hy het verskoning aangeteken. Hy het in sy toespraak met die oorhandiging van sy geloofsbriewe het hy baie positief gepraat oor die rol wat hy wil speel, hoe belangrik dit is om goeie verhoudinge tussen Suid-Afrika en die VSA te skep. Nou dis 'n boodskap wat hy 'n paar keer al gegee het, dat Suid-Afrika en die VSA is belangrike bondgenote vir mekaar, hulle moet beter verhoudinge skep en hulle moet goed met mekaar saamwerk. President Ramaphosa kon 'n mens sien, het die boodskap goed ontvang. Hy het wel in sy verwelkomingstoespraak so 'n bietjie die waarskuwing gegee dat ambassadeurs moet amptelike kanale gebruik om te kommunikeer. Hulle moenie by binnelandse politiek betrokke raak en regerings kritiseer waar hulle die ambassadeur is nie. Nou dit is standaard diplomatieke praktyk, dis nie verkeerd om dit te sê nie, maar dit is nie iets wat 'n president gewoonlik sê nie. Dit is gewoonlik word dit aanvaar, dit is die praktyk. Maar ek neem aan in die konteks van wat gebeur, die agtergrond hiervan, het hy dit goed gedink om net te bevestig ons volg diplomatieke praktyk en daar's bepaalde maniere van hoe ons goed doen en ons gaan dit so toepas. So mense gaan moet sien hoe die verhouding ontwikkel. Dit is 'n belangrike verhouding op baie vlakke. Dis 'n verhouding wat in die moeilikheid is. En een van die probleme is dat Suid-Afrika het nie 'n ambassadeur in Washington nie. Dit beteken ons het nie daai vlak van verteenwoordiging nie. Ons het 'n charge d'affaires, dit is 'n persoon wat instaan, 'n amptenaar wat instaan
tot 'n ambassadeur aangewys word. Nou die SARS kan belangrike funksies waarneem, maar feit van die saak is, dit is nie 'n aangewese ambassadeur nie, so dit skep bietjie beperkings en bietjie uitdagings. Wat ons ook sien is dat president Ramaphosa en sy regering is besig met beplanning en hersiening van die strategie wat hulle volg, spesifiek om ook verhoudinge met die VSA te verbeter. En om ook te reageer is die inligting wat ons kry op die eise wat die Trump-regering gestel het aan Suid-Afrika. En dit lyk of veral een kwessie 'n brandpunt is, en dit is die 30% eienaarskap wat in terme van BBBEE vereistes in Suid-Afrika aan maatskappye gestel word. Nou daar is al voorstelle gemaak van alternatiewe. Daar is alternatiewe wat in Suid-Afrika reeds gebruik word. Elon Musk het byvoorbeeld gesê, maar ek is bereid om dit te doen, maar nie wat julle doen, eienaarskap prys gee nie. So dit lyk asof daar nog agter die skerms 'n gesprek is en gekyk word hoe kan ons hierdie kwessie hanteer in die beste belang van almal. Ook in die beste belang van Suid-Afrika. 'n Belangrike punt hier is dat dis verblydend om te verneem dat die regering dit so hanteer, want die aanvanklike reaksie was gewees, ons gaan nie dit doen nie, want julle kan nie vir ons voorskryf wat se beleid moet ons volg nie. Nou, tegnies is dit korrek, maar dis nie goeie politiek vir Suid-Afrika om nou op daai basis sy verhoudinge te probeer bedryf nie. So weer eens, dit lyk of die denkende besluite is en mense met koelkoppe besig is om aan die proses aandag te gee. Ons sal moet wag en kyk hoe dit gebeur. Goed, as ons kyk na ander politieke nuus in Suid-Afrika, ek dink die belangrike ding nog steeds die Madlanga-kommissie wat hierdie week sy verhore hervat het. Aandag is nou spesifiek op Tshwane se metro-regering en veral die metropolisiediens, en daar's weer eens beweringe gemaak, argumente voorgelê. Daar's nog nie bewyse nie, daar's bewyse, maar is nog nie alles voorgelê nie, van grootskaalse korrupsie, ongeruimthede in die metro, en dis nou nie heeltemal op die vlak wat ons in Ekurhuleni gesien het nie. Wat ons hier sien is nie tot dieselfde mate die misbruik van regulasies vir eie belang nie, maar wat ons wel sien is die misbruik van besluitnemingsbevoegdheid om persone te verryk op 'n onregmatige manier. So dis uit en uit korrupsie. Daar's nie 'n ander woord nie. Wat vir my tref in die eerste 2-3 dae van die kommissie se sitting is dat baie duidelik as jy na Tshwane gaan kyk, is daar parallelle strukture wat geskep is. Jy het die Tshwane Raad, die Metro Raad wat bepaalde verantwoordelikhede het, jy het die amptenary wat bepaalde verantwoordelikhede het. Dan het jy prosesse wat geskep is tussen amptenare en politici aan die een kant en amptenare en buiterolspelers aan die ander kant, en die uiteindelike doel daarvan is doeteenvoudig die verkryging van geld en soveel as moontlik geld wat mense in hulle sak indruk. Wat ook uitstaan is, dit lyk tog asof daar op die hoogste vlakke van die bestuur nie heeltemal 'n greep is op wat gebeur en wie by wat betrokke is nie, totdat die getuienis nou begin uitkom het. Die hoof van die metropolisie het meer as een keer aangedui dat sy nie bewus is van die aantuigings of nie bewus was van die aantuigings wat gemaak is nie. Daar is ook voorbeelde gemaak van mense, hulle is onmiddellik geskort totdat die ondersoeke en die kommissie se werk afgehandel is. Ook interessant van die kommissie is dat hulle onmiddellik begin het met die inhegtenisneming van mense. Sergeant van der Bossie wat nog verlede week getuig het, is hierdie week in hegtenis geneem, hy het reeds in die hof verskyn, en daar's beslag gelê op bewyse, op getuienis en onwettige besittings, onder andere wapens en ammunisie, handgranate wat in sy besit was. So jy sit hier weer eens met baie duidelike bewyse van swak regering, van swak bestuur, onvoldoende beheermaatreëls en mense wat hulle self verryk ten koste van die gemeenskappe wat hulle veronderstel is om te dien. So mens gaan moet sien hoe hierdie ding uitspeel, maar baie duidelik is daar in Tshwane Metro groot probleme. Daar's senior politici wat betrokke is hierby. Action Suid-Afrika sy 1 MMC is geskort, vervang met iemand anders. Die ANC-lede wat genoem word, sit nog in hulle poste. Daar's nog geen beweging om wat met hulle te doen nie.
Daar's ook forensiese audits wat blykbaar aan die burgemeester gelewer is, maar sy het nog nie daarop gereageer nie. Is nog nie in die raad ter tafel gelê nie. So mens weet nie op die stadium presies wat gaan gebeur nie, maar is baie duidelik dat sekere amptenare word deur politici beskerm, want hulle tree op in opdrag van hierdie politici, maar ook baie duidelik dat politici deur hulle partye beskerm word, dat die burgemeester nie by magte is om ander partye se leiers aan te spreek of te vervang nie. So dis 'n moeilike situasie, is 'n onaanvaarbare situasie, en 'n mens gaan hoop daar word vinnig beweeg sodat hierdie ook op 'n manier bestuur kan word en hierdie elemente uit die raads en die administrasie van die metro verwyder kan word. So dis maar die Madlanga kommissie se aangaan en verloop op die stadium. Roland, as ons so vinnig kan opsom, so 'n minuut of 2 nog kan gebruik in terme van ander nuus wat nou uitgekom het. Ek weet jy het genoem daar's bietjie politieke, daar die DA se verkiesing of hulle is ook aan die einde van die week of die naweek, en daar's nog so 'n bietjie nuus wat uitgekom het Ja, dit is rakende partye, ja. nog belangrik om te kyk na politieke partye. Ons is besig om in te beweeg in 'n verkiesingsfase later hierdie jaar in Suid-Afrika. So die DA, die belangrike fokus, hulle federale kongres vind plaas die naweek van 11 en 12 April, en wat dit belangrik maak is nie net die kongres nie, maar daar word 'n hele klomp nuwe mense verkies in leiersposisies. En dis moontlik dat die party se leierskap in die breë verjonging gaan ondergaan. En dis nogal belangrik in Suid-Afrika waar die meerderheid van jou kiesers is jong mense, maar hulle is onbetrokke. En hierdie kan dalk 'n manier wees van 'n party om sy posisionering te verander, sy fokus 'n bietjie, sy boodskap 'n bietjie aan te pas en op daai manier dalk 'n groter getal jong mense te betrek en deurbrake te maak wat die party baie nodig het. Ons sien in die jongste meningspeilings dat die DA se steun word geraam enigiets tussen 22 en 28%. So die party is besig om te groei, maar daai groei moet omgeskakel word in stemme by die stembus. So daar's nog baie werk wat gedoen moet word. Die ANC aan die ander kant nog steeds sukkel met verdeeldheid, met swak leierskap, met leierskapsbesluite wat die oë nogal laat rol. Mens wonder wat daar aan die gang is. Dit die onderliggende beginsel is eie belang word gedien deurlopend. En daar's vir my 2 elemente hier. Die een is weer eens as ons kyk na meningsopnames, die ANC se steun is konstant besig om te daal. As ons kyk na Gauteng, Waar staan hulle tans, Roland? in Gauteng word gesê 33%, selfs minder, 28% is op 'n stadium onlangs genoem. Nasionaal word daar gepraat van die ANC lê op 33%. So dit is beduidend laer as in die vorige verkiesing in 2024. Nou dit kan natuurlik verander. Hierdie is nie voorspellings nie, dis 'n meting op tyd, maar dit is die syfers wat ons na kyk. Die ander spanninge binne die ANC, Panyaza Lesufi, die premier van Gauteng, wat 'n minderheidsregering gelei het nou 'n nuwe koalisie saamgestel. Hy het die EFF betrek by sy koalisie en hy sê hy is ook besig om met MK te onderhandel om hulle te betrek by sy koalisie sodat want hy het nou 'n meerderheidsregering. Hy moet dit kry want hy sukkel om sy begrotings goedgekeur te kry. Nou daar's verskillende aspekte hier wat belangrik is. Die EFF is uitgeskop uit Ekurhuleni se metro-regering uit as gevolg van swak bestuur, swak prestasie. Hulle kon nie hulle doelwitte bereik nie, hulle kon nie saamwerk met die ander nie. En die persoon wat die MMC lid vir finansies was, is nou as die Gautengse MEC, die uitvoerende raadslid vir finansies aangestel. Nou dit het onmiddellik 'n negatiewe reaksie binne die ANC ontlok wat sê, maar wat doen jy? Hoe kan jy hierdie ou wat nie op plaaslike regeringsvlak kan werk nie, nou sit jy hom in die provinsie in en hy het 'n baie groter begroting. Hy het ook onmiddellik uitsprake gemaak van hy gaan 'n staatsbank begin en allerlei sulke goed wat die stadium nie prioriteite behoort te Genade, ja. So daar gaan 'n mens moet kyk wat gebeur. Teenkanting uit die senior leierskap van die ANC teen Lesufi, maar ook teen sy besluite, die koalisie wat hy nou saamgestel het. En dan die boodskap wat hy uitdra. Hy sê hy het met die DA onderhandel, die DA weier om met hom en EFF saam te werk, veral hoe hy hulle behandel het na die 2024 verkiesing, nadat hulle terloops hom genomineer het as premier en gesorg het dat hy verkies word, het hy hulle letterlik in die tande geskop.
So mens gaan moet sien of hierdie besluite soos wat David Makhura, die vorige premier sê, gaan die ANC se steun verder laat daal. Die kiesers van die ANC wil nie met die EFF saamwerk nie en veral nie met hierdie persone wat reeds mislukkings gemaak het nie. So dit maak nogal die speelveld weer 'n bietjie oop. Mens gaan moet sien hoe Lesofie dit navigeer. Ek dink die ander punt wat 'n mens moet maak is Lesofie posisioneer homself baie duidelik met 'n groepering van mense om hom wat hom laat lyk na 'n sterk leier. En hy definitief is besig om te posisioneer vir wat gebeur na sy premierskap in Gauteng. Ons moet onthou dat sy ANC bestuur is ontbind. Die letterlik is die provinsie se bestuur oorgeneem deur 'n komitee van die ANC omdat hulle hom en sy bestuur as onbevoeg beskou het en hulle verantwoordelik vir die swak prestasie van die ANC in die verkiesing van 2024. So daar's baie woelinge, baie uitdagings onderliggend aan wat die ANC doen. Miskien net 'n laaste punt oor die ANC, daar's ander spanninge ook. Ons weet die SAKP sê hulle gaan hierdie plaaslike regeringsverkiesing as 'n afsonderlike party, as 'n SAKP aanvat, nie as 'n lid van die 3-party alliansie nie. Nou dit skep spanning binne die ANC. Daar is al reeds uitsprake gewees, onder andere van die ANC president Cyril Ramaphosa, wat sê mense moet kies, hulle mag nie vir ander partytstemme werk as vir die ANC nie. Maar nou is daar 'n aandrang wat begin gedryf word in die ANC wat sê alle ministers en mense wat senior poste beklee omdat hulle lid van die alliansie is, as hulle SAKP-lede is en hulle wil vir die SAKP gaan werk, dan moet hulle bedank uit hierdie poste uit en vervang word met ANC-lede. So dit lyk asof daai konflik in die ANC kan maar net nie beheer word nie en trouens dit lyk of dit nou stoom optel en vorentoe meer konflik gaan sien in die ANC. So iets om dop te hou. Dan net 'n laaste opmerking wat ons gesien het hierdie week. Ons praat baie oor die MK-party wat deurmekaar is en wat baie van die mense vervang en terugbring en uitskop. Die interessante ontwikkeling hier is dat die vorige sekretaris-generaal van die MK-party het bedank uit MK en hom by die IFP aangesluit. En dis nogal dink ek 'n belangrike ontwikkeling want dit wys vir 'n mens hierdie is nie net 'n party wat intern striwelinge het en wat 'n boutjie te slyp het met die ANC nie. Daar word na ander alternatiewe gekyk en as mense begin oorgaan IFP toe van hier af wat nogal nie vreemd is nie. Daar's 'n baie daar's 'n natuurlike aanklank dink ek, nie noodwendig op beleidsvlak nie, maar op kultuurvlak, op sosiale vlak. So dit is 'n interessante ontwikkeling. Mense gaan moet sien of daar meer mense gaan volg en hoe dit bestuur gaan word, maar dit is tog 'n interessante ontwikkeling dat iemand wat daai senior pos beklee het, nie net die party verlaat nie. Hy gaan nie ANC toe of EFF toe nie, maar hy gaan IFP toe. Interessante ontwikkeling. Roland, dit is baie interessant. Jessie, en ek dink dit gaan nog steeds die volatiliteit en onsekerheid gaan net meer en meer raak soos ons na die verkiesing die einde van die jaar te beweeg. En in die Midde-Ooste hoop ons regtig die dinge kan vinnig tot 'n einde kom en laat ons bietjie meer stabiliteit daarom ook kry. Maar baie dankie vir jou tyd vandag. Soos gewoonlik 'n hoogtepunt vir my week, baie interessant geweest. Baie dankie vir jou tyd vandag. Dis 'n plesier, Johnny. Ons hou maar duim vas vir die naweek se onderhandelinge met Pakistan en hoop daar kom iets goed uit. Ek dink ons het dit almal nodig. Dankie. Ek dink ons het almal 'n bietjie goeie nuus nodig. Dankie, Roland.